Hallo almal en baie welkom. Weet jy, het jy al ooit stil gestaan en gedink hoe jy 'n gesonder, sterker weergawe van jouself kan bou? Dis presies waaroor ons vandag gesels. En ons gaan dit nie benader as een of ander vervelende taak nie. Nee, sien dit eerder as 'n super opwindende projek. Is jy reg? Kom ons spring weg. So kyk bietjie hierna. Het jy jou dag al ooit so begin met hierdie vraag? Want dink daaroor. Elke liewe dag is jou liggaam besig. Dis soos 'n konstruksiewerker wat nooit ophou nie. Hy bou, hy herstel, hy hou alles aan die gang. Dis 'n voltydse projek. En die boumateriaal vir hierdie ongelooflike projek? Wel, dis presies dit. Die kos wat jy elke dag kies om te eet. Goed, so kom ons begin by die mees basiese ding, die kragbron. In hierdie eerste deel gaan ons kyk na die brandstof vir jou dag. Jy weet daai noodsaaklike energie wat letterlik elke liewe beweging aandryf. En hierdie sinnetjie kyk, dit som alles perfek op. Kos is die brandstof vir jou liggaam. Dis so eenvoudig soos dit. Dink 'n bietjie daaraan, soos 'n motor. Jy gooi mos nie die verkeerde petrol in nie, want dan gaan hy nêrens nie, né? Wel, presies dieselfde geld vir ons liggame. So, wat is hierdie nommer 1 brandstof waarvan ons praat? Koolhidrate, natuurlik. Dis jou liggaam se hoofbron van energie. Hulle gee jou daai go om te speel, om te fokus by die skool en om jou dag voluit aan te pak. Dink daaraan as die vonk wat die hele engine aan die gang kry. En die beste van alles, hierdie brandstof is regtig maklik om te kry. Dis in al die kosse wat ons elke dag eet. Brood, rys, aardappels, pasta. Ja, dis eenvoudig, maar dis absoluut noodsaaklik vir daai energie. OK, maar wat gebeur nou as daai hooftank bietjie laag begin raak? Wel, dan skop die reservetank in. En dis waar vette inkom. Vette is nie net 'n backup energiebron nie, hoor. Hulle doen ook 'n klomp ander belangrike werkies. Hulle help jou byvoorbeeld om vitamiene op te neem en, interessant genoeg, hulle hou jou liggaamstemperatuur lekker stabiel. Maar hier's die trick. Dis superbelangrik om die regte tipe vette te kies. Ons praat nou van die gesonde soort, jy weet, die wat jy kry in ongelooflike lekker goed soos avokado's, neute en olyfolie. Dis die goeie goed wat jou liggaam eintlik wil hê. Reg. So ons het nou die brandstof, maar 'n motor het ook 'n engine en 'n onderstel nodig, né? So nou het ons die bouers nodig. Dit bring ons by ons tweede deel, die bou en beskerming van jou liggaam. Hier gaan ons kyk na die voedingsstowwe wat letterlik 'n sterker jy aan mekaar sit. En wie is die voorman van hierdie konstruksiespan? Wel, sê hallo vir proteïene. Hulle is letterlik die boustene van jou liggaam. Alles word daarvan gemaak. Hulle is krities vir groei, vir krag en natuurlik om jou spiere te help herstel nadat jy lekker gehardloop of geoefen het. En waar kry ons hierdie kragtige boustene? Wel, dis in dinge soos vleis, vis, eiers en moenie vergeet nie, jy kry dit ook in plantopsies soos bone. OK, so die gebou staan nou. Dis sterk. Maar wie beskerm dit teen indringers? Dis waar vitamiene en minerale inkom. Dink aan hulle as jou liggaam se persoonlike sekuriteitsspan en die instandhoudingsspan. Hulle hou jou immuunstelsel op en wakker sodat jy nie so maklik siek word nie en hulle sorg dat jou bene en tande kliphard bly. En wat's die lekkerste manier om seker te maak jy kry genoeg van hierdie verdedigers? Maklik. Eet die reënboog. Ja, regtig. Probeer om 'n klomp verskillende, kleurvolle vrugte en groente te eet. En natuurlik moenie van melk vergeet vir daai superbelangrike kalsium nie. So, ons het brandstof. Ons het bouers, maar enige groot projek het mos 'n span nodig wat sorg dat alles agter die skerms seepglad verloop. Dis presies waarna ons nou gaan kyk. Kom ons ontmoet die span wat die hele stelsel aan die gang hou. En eerste op ons helperlys is vesel. Dink aan vesel as die skoonmaakspan vir jou maag en jou spysverteringsstelsel. Dis hulle werk om alles aan die beweeg te hou, jy weet, sodat dinge nie vassteek nie. En 'n lekker bonus, vesel help jou ook om langer vol te voel na jy geëet het. Jy kry dit in goed soos volgraanbrood, havermout en peulgewasse soos lensies. En hier's 'n goeie wenk. As jy 'n appel eet, eet die skil ook, dis propvol vesel. En laastens, maar beslis nie die minste nie, die belangrikste helper van almal, water. Mense, water is nie onderhandelbaar nie, dis absoluut kritiek. Sien dit as die taksiediens van jou liggaam. Dit tel al daai ander voedingsstowwe op en vat hulle presies waar hulle moet wees. Plus, dit hou jou gehidrateer en sorg dat die hele masjien glad loop. OK, so as ons nou weet wat ons moet eet,
Hoekom is dit dan soms so vreek moeilik om dit reg te kry? Goeie vraag, né? Kom ons kyk in ons laaste deel na 'n paar van die algemene uitdagings wat in ons pad kom staan. So ja, wat is dit wat regtig in die pad staan? Kom ons wees eerlik met mekaar. Daar's 'n paar goed wat ons keuses elke liewe dag beïnvloed, of ons nou daarvan hou of nie. Kyk, hier's 'n paar algemene struikelblokke. Eerstens advertensies, né? Hulle is oral en probeer ons oortuig om die heeltyd ongesonde goed te eet. Dan is daar daai ding van sonder om te dink voor die TV of terwyl jy speletjies speel te eet. Voor jy weet, is die hele sak chips op. Ons is ook dikwels so haastig dat ons belangrike maaltye soos ontbyt sommer net oorslaan. En ja, natuurlik, as ons te min oefen, verbrand ons nie daai ekstra energie nie. Al hierdie goed saam maak dit net soveel moeiliker om die regte keuses te maak. En dit alles bring ons by die laaste en dalk die belangrikste vraag van alles. Nou dat jy die hele bouplan het, jy ken die brandstof, jy ken die bouers, jy ken die helpers, is die keuse nou heeltemal joune. So die vraag aan jou is, watter brandstof gaan jy môre vir jou liggaam kies?